Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Ons kyk vandag in Johannes hoofstuk 14 in en ons vra die Heilige Gees om aan ons iets hierso te openbaar sodat ons meer en meer soos Jesus kan lyk. Gaan lees Johannes hoofstuk 14, die hele hoofstuk. Ek lees vir jou vers 22 tot 26 en sê die volgende. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir Jesus: Here, wat het gebeur dat u uself aan ons wil bekend maak, maar nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom toe: As iemand my liefhet, sal hy my boodskap gehoorsaam, en my Vader sal hom ook lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom tuis gaan. Wie my egter nie liefhet nie, is nie gehoorsaam aan my woorde nie. Die boodskap wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Ek sê dit nou al lank vir julle, terwyl ek nog by julle is. En wanneer die Raadgewer, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So Judas, weer eens, nie Judas Iskariot nie, vra hierso 'n baie goeie vraag aan Jesus. Hy vra, hoe sal Jesus homself aan sy volgelinge openbaar na sy opstanding, maar nie aan die res van die mense nie? En Jesus antwoord dat die wie hom liefhet, sal sy woord bewaar, sal sy boodskap bewaar in hulle harte. En die wat hom nie liefhet nie, sal nie sy woord bewaar in hulle harte nie. Verder sê Jesus dan dat hierdie woorde, dit is die woorde wat hy gespreek het, en terwyl hy geleef het, en die Heilige Gees sal kom en hy sal hierdie woorde lewendig maak vir ons, en dit sal vir ons 'n realiteit word van Jesus se teenwoordigheid ook in ons lewe. So baie maal sal ek smag na dat Jesus homself aan my moet openbaar, en ek begeer sy teenwoordigheid, en ek wil bewus wees van hom, en dan besef ek nou net weer dat ek Jesus se woord moet lief hê, dat ek sy woorde, sy boodskap moet dra in my hart. Ek moet tyd in sy woord spandeer. Dan kan die Heilige Gees dit lewendig maak en Jesus word aan my geopenbaar. Hy word in my bekend gemaak. Hy word vir my tasbaar deur sy woorde wat in my, sy woord wat in my woon en lewendig is en lewend gemaak word deur die Heilige Gees. So mag dit net weer vir jou 'n bemoediging wees en 'n aanmaning wees om tyd met Jesus se woorde en sy boodskap te spandeer en dit in jou hart te dra en te bære, sodat die Heilige Gees dit kan lewendig maak. Kom ons bid saam. Dankie vir u woord, Here Jesus. Dankie dat ek u kan ken dan deur dit wat u sê. Dankie dat u uself aan my openbaar. Dankie Heilige Gees dat u Jesus se woorde in my lewendig maak en dat ek daarom Jesus kan ken en u kan ken. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Spandeer tyd vandag in die woord van die Here en laat toe dat die Heilige Gees dit vir jou lewendig maak. Tot volgende keer.